Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, nee, dit is die 13de November, die jaar 2025. Absoluut 'n nuwe dag, geskenk deur Abba Vader, spesiaal vir jou en vir my. My naam, Danie Gerber, is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor, dien jy nog die Here? Ja, nou dink so 'n rukkie terug, en ek het 'n beker by my werk waar ek elke dag my koffie uitdrink. En daar was 'n prediker by ons kerk een keer gewees, en sy naam is Johan Terblands, en hy het gekom, en ek dink as ek reg kan onthou, dit was met 'n pastoor waarderingsdiens, en toe het hy gekom, en hy het vir elke pastoor in die gemeente 'n beker gegee. En wat staan op hierdie beker? Pastoor, dien jy nog die Here? Nou hierdie, wil ek vir jou sê, is nie net van toepassing op dominees en pastore nie. Hierdie is van toepassing op ieder en elke een wat asemhaal. As jy asemhaal, dan is dit van toepassing op jou. Dien jy nog die Here? En baie van ons is so bevoorreg, dan gee die Here vir ons gawes, nie, om te kan doen en in sy koninkryk te kan werk. En ons kan gaan lees bietjie daar oor die gawes wat die Here vir ons gegee het in 1 Korintiërs 12 vanaf verse 27. En hy sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, tweede profete, derde is leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerlei tale. So dit is wat die Here vir ons gegee het. So baie kere is ons so besig met die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie. En as jy hierdie beker gevat het en jy het hom nou so 'n bietjie omgedraai, dan vra hy vir jou hier agter, dan sê hy, jou wandel met die Here is belangriker as jou werk vir die Here. Ongelukkig is dit so dat baie mense is so besig met die dinge van die Here. Met ander woorde, hy's 'n apostel. Hy is besig om dit te doen. Hy's 'n profeet. Hy is besig om uit te beweeg. Hy's 'n leraar. Man, ek is so besig om die skapies van die Here bymekaar te hou, dat ek nie nou tyd het om bietjie met die God self te sit en bietjie tyd met hom te maak. Want ek is te besig om hierdie dinge te doen waarvoor hy my geroep het. Ek is so besig met kragte. Ek is so besig met die genadegawes van gesondmaking. As ek in die aand by die huis kom, is ek so moeg. Ek het nie tyd om met die Here tyd te spandeer nie, want ek is so besig om vir mense te gaan bid wat gesond moet word, en want die Here het my daai gawes gegee. Ek is so besig om mense te help. Ek is so besig om met mense te profeteer en goeders. Wanneer gaan ek en jy tyd maak om met God te spandeer, tyd te spandeer? Nou ek skryf dit toe mooi neer. Ek is so besig met die dinge van die Here, dat ek nie tyd het vir die Here van die dinge nie. En dit is so belangrik, dat ek en jy ons balance moet kry, nee, ons moet onsself kan balanseer. Maak tyd vir Abba Vader, maak tyd vir die God van die dinge, dan gaan jy tyd hê om die dinge van die Here te doen. So, elke keer as ek koffie drink by die werk met hierdie ou koppie, dan dink ek aan hierdie woorde. Dien jy nog die Here? En dis die vraag wat jy jouself moet vra. Moenie te besig wees met die dinge van die Here, dat jy nie tyd het om die Here te dien nie. Dit is uiters belangrik om die Here te dien. Amen. Kom ons bid en ons vra die Here, as ons dan bietjie met ons brieke moet aansit, laat ons tyd moet maak vir God, laat ons dit sal doen. Halleluja. Halleluja, Abba Vader, Here, baie, baie dankie vir die woord, Here, dankie, dat U vandag net weer eens met ons praat opnuut, Here, dat ons sal tyd maak vir U. Ja, Here, U woord sê so baie mooi vir ons in Matteus 6:33, soek die koninkryk van God, soek sy geregtigheid, en dan sal al hierdie ander goedjies in plek val. Dan sal al hierdie gawes wat U vir ons gegee het, sal dit sommer so outomaties in plek val. Maar laat ons eers sal tyd maak vir U, want U is die skepper, U is ons heelal, U is ons God. Here, hou ons vas, hou ons trou, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, en heel eerste, gaan dien die Here. Jy moet 'n geseënde donderdag hê. God bless.